Welkom by Kaleio Kerk. Vandag, ek weet sommer, die Heilige Gees gaan jou vandag so diep bedien met hierdie woord. En ja, ek sit en dink dat in hierdie lewe is daar soveel stemme wat ons probeer definieer, stemme wat ons probeer aftrek, stemme wat ons vol bekommernis en angs het, en dis hoekom ek en jy tyd maak in hierdie oomblikke, nee. Tyd maak om saam na die woord te kyk, saam te hoor wat die Gees besig is om te sê, want dis die stem wat saak maak. Al die ander maak nie saak nie. Dis die stem van die Here, wat in ons lewe praat, wat ons begelei, wat ons oprig, en wat ons laat die geleentheid gee om ver bo wat ek en jy ooit gedink het of gedroom het, kan moontlik wees, te laat funksioneer en wees. En dis waaroor ek vandag met jou wil gesels. Ek het hierdie brandende passie in my om iets aan te spreek. Ek neem kennis van hoe mense die afgelope tyd praat, en dis vir my goed dat die Heilige Gees hulle wat worstel deur hierdie vraag, want dit gaan hulle by die regte plek uitkry. En dis die volgende. Mense, wanneer hulle die evangelie van genade hoor, die afgehandelde werk van Jesus Christus, dat hy al die werk wat ek en jy moes voltooi, afgehandel het, en dat ons nou rus in dit wat hy afgehandel het, en nie meer deur ons eie werke hoef geregverdig te word met die Here nie. Dan kom hierdie vraag op, Here, maar wat is daar dan oor vir my om te doen? En dan kom mense by die plek uit waar hulle sê, kan ek nou maar net doen wat ek wil, en ek gaan nog steeds gered en oukei wees? Kan ek nou maar passief wees? Kan ek nou apaties wees? Want Christus het ons nou klaar alles afgehandel. En dis 'n wonderlike plek om uit te kom. As jy die Gospel of Grace, die evangelie van genade reg gehoor het, dan is hierdie een van die hekkies waar ek en jy moet deurstap, is die vraag, hoewel kan ons nou passief wees? Kan ons nou onaktief wees en ons sal nog steeds gered wees? En weet jy wat is die antwoord? Jy is vry om passief en onaktief te wees. Die Here het jou vrygemaak, maar dit sal baie hartseer wees, as jy net bly waar jy is, en nie stap in dit waantoe die Gees jou nou na roep nie. En daarom is my titel vir vandag se boodskap, Mense wat vlieg. Nou, hoe kom ek op hierdie titel? In die week ry ek en my dogtertjies op pad skool toe, en jy ken die gesprekkies in die kar, nee. My dogtertjies is nou in graad 2, en ons het baie keer hierdie gesprekke waar hulle sommer net 'n random vraag uitgooi, en my dogtertjie vra my in die week, Papa, hoekom kan ons as mense nie vlieg nie? Sy sê, weet, papa, ek sal so graag soos 'n engel wil vlieg, en vlerke soos 'n engel, en van een punt na 'n ander plek toe kan vlieg, en ek sê toe vir haar, ja, liefie, dit is ongelukkige realiteit, dat ek en jy nou op aarde lewe, en daar is 'n wet van gravitasie, wat konstant invloed op ons het. Jy ken die wet, dat enige iets wat in die lug opgaan, moet weer afkom, want dis die wet van gravitasie, wat ons weer terugtrek aarde toe. En ek verduidelik vir haar dat hierdie wet bestaan, en ons word heeltyd beïnvloed deur hom. Maar, sê ek vir my liefie, daar is 'n groter wet. Daar is 'n ander wet, daar is 'n beter wet, die wet van aerodinamika.
wanneer die wet van aerodinamika in plek kom, dan is dit 'n beter wet wat die invloed wat gravitasie het, wen. En ek wil hierdie vir jou verduidelik vandag, en daarom is ek so opgewonde om Romeine 8 met jou te bespreek, want Romeine 8 kom sê vir ons, hoe beweeg ons deur hierdie hekkie van passiwiteit, wanneer ons gered is, na 'n lewe van oorvloed, en 'n lewe van betekenis, en om die volheid te beleef wat die Here vir ons het. Het begin so in Romeine 8 vers 1, hy sê, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Een van my gunsteling skrifverse. Jesus is klaar vir ons veroordeel. Jesus het klaar met sonde gedeel. Hy is in ons plek veroordeel. Hy het die volle wraak van God teen sonde op hom geneem, en deur genade het hy ons vrygespreek, en ons wie nou in hom is daar geen meer veroordeling voor nie, want ons is in Christus Jesus. Amen. Maar vers 2 sê, die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Jy sien, hier is hierdie twee wette wat in jou lewe konstante invloed het. En kan ons vandag net as 'n metafoor sê, dat die wet van die krag van sonde en dood is soos die wet van gravitasie. Dit trek jou heeltyd af, dit hou jou teen die vloer, dit hou jou onder jou omstandighede. Die wet van die sonde en die dood is 'n wet wat jou keer om in jou volle potensiaal te funksioneer. Dis daai wet. Maar Jesus het vir ons 'n nuwe wet kom gee, die wet van die Gees, die wet wat ons kry om ver bo dit waar die sonde ons gehaat het te laat funksioneer. En so ek wil jou voorstel aan hierdie nuwe wet, want jy kan 'n gelowige wees, jy kan 'n Christen wees, jy kan jouself 'n seun of 'n dogter van God noem, maar nog steeds soos 'n hoender pik op die vloer en nog nie in jou volle kapasiteit en potensiaal as 'n nuwe verheerlikte mens funksioneer nie. Hoor wat sê Romeine 8. Hy sê van vers 5 af, die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheer, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheer, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees om besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouens nie. Vers 8, die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Maar nou vers 9, hier is die goeie nuus wat sê julle. Word egter nie deur julle sondige natuur beheer nie, maar deur die Gees. Want die Gees van God woon in julle. Kan ek 'n baie sterk teologiese stelling maak? Jy sien, as ons vers 5 tot vers 8 op sy eie lees, gaan dit ons terug in prestasie bring en ons gaan net ophou probeer uit ons eie krag, heeltyd ophou probeer sonde doen, dan bring dit ons terug in prestasie Christendom. Ons moet vers 9 saam lees wat sê, jy word nie beheer deur jou sondige natuur nie. Inteendeel, teologiese stelling, jy het nie meer 'n sondige natuur nie. Kolossense 2 is baie duidelik. Die sondige natuur is uit jou uitgesny. Hy praat daarso van in die verlede in die Ou Testament is die Jode besny. Jy het ook deur 'n besnydenis gegaan. Daarom loof die Here nie deur 'n fisiese besnydenis nie, maar nou deur 'n geestelike besnydenis wat sê dat die sondige natuur is nou uit jou uitgesny. Jy het nie meer 'n sondige natuur nie. Jy word deur die Gees beheer. Dis die goeie nuus van die evangelie. Jy sien, wanneer ons dit besef, dan ontdek ons genade. Ek wil hierdie prentjie skets. Dat soveel mense
is niet gemaak, maar hulle dink nog steeds, hulle moet hulle vliegtuig so gepolish en skoon as moontlik hou, dan is die Here gelukkig met hulle. En daarom probeer hulle hulle probeer heilig leef en regverdig leef en dink dit is die doel van die Christelike lewe. Dit is die doel om 'n gelowige te wees, is om so skoon en heilig as moontlik te wees. Ek wil 'n radikale stelling maak en sê, dit is nie waarmee Jesus met jou besig is nie. Hy het jou klaar skoon verklaar, hy het jou klaar heilig verklaar. Hy het jou klaar nuut verklaar. Hy is nie besig om jou nog nuut te maak nie. Hy, toe jy glo, het jy die volheid van wie God is ontvang en hy het in jou kom woon. Maar dis wat Romeine 8 van vers 5 kom kommunikeer. Hy sê, jy kan gered wees, maar nog steeds gefokus wees op die dinge van die sondige natuur. Jy het nie meer 'n sondige natuur nie, maar jy is besig met die dinge van die sondige natuur, sondige fokus. En as jy op dit gefokus is, kan jy nie uitstyg bo om jou omstandighede en 'n buitengewone lewe leef nie. Jy sien, dis wat my pla. As ons dink genade bring ons by onaktiwiteit uit, want Jesus het alles klaar gedoen, verstaan ons dit heeltemal verkeerd. Nee, genade is juist daar om ons vry te maak van die krag van sonde. Dis soos die remme wat 'n vliegtuig vashou. 'n Vliegtuig kan op 'n aanloopbaan staan, maar hy kan remme om sy voete hê. Dis wat sonde kom doen het, op sy wiele hê, skien sy voete nie, op sy wiele. Dis wat sonde kom doen, dit breek jou om in jou ware identiteit te funksioneer. Nou kom Jesus en hy vat die remme weg en hy sê, beweeg. Jy is vry om nou te begin beweeg in jou roeping. Hoor wat sê Romeine 8 vers 28, hy kom verduidelik vir ons nou die nuwe manier van lewe. Ons is nou nie meer behep om net minder sonde te doen of sonde gefokus nie. Hy roep ons nou om iets anders te doen. Hoor mooi, hy sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom lief het. Wat 'n goeie nuus. Die wat volgens sy besluit geroep is. Nou ek wil hê ons moet fokus op hy woordjie geroep. Want dit is ons naam, Kaleo, die geroepdes van die Here. Kaleo, die spesifieke roeping. Vers 29, die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Ek wil jou weer herinner, daar's geen verskil tussen jou en Jesus Christus nie. Die oomblik wat jy wedergeboorte beleef het, sien God jou nou presies dieselfde as sy seun Jesus Christus. Hy verduidelik dit nou so mooi, hy sê, sodat sy seun baie broers kan hê, waarvan hy die eerste is. Jy is dieselfde as Jesus. Jy is 'n broer van Jesus. Jesus is die eerste broer, maar jy is ook 'n broer. Vers 30, die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, weer eens daai woordjie geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, brieke weggevat, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Wat is ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dat God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? So kom ek praat gou oor die woordjie roeping. Jesus wil nou nie meer hê, jy moet nou besig wees met die dinge van die sondige natuur en te probeer godsdienstig leef nie. Hy het met dit gedeel, los nou daai manier van dink. Jy weet, soveel kerke bestaan om mense te verduidelik oor sonde en nie sonde nie. Jesus het met die sonde gedeel. Ons is nou nie meer deel van daai hele prentjie nie. Jesus sê, ek het nou 'n nuwe manier van leef. Ek roep jou nou na iets anders toe. Ek het 'n roeping oor jou lewe. Dis daai storie, mooi storie van die ou pastoor wat my vertel het van die witkruisarend wat uit die nes uitgeval het en die dieretuin het hom gevat en hulle het hom groot gemaak en die dag wat hy moes vrygelaat word, vat hulle hom daarna 'n koppie toe en hulle nooi die huisgenoot en hulle nooi die rapport want dit is 'n groot oomblik en hulle sit daai boks met die witkruisarend bo op die koppie en hulle trek die deur oop en hulle dink daai arend gaan net vlieg. Nee. Daai arend wou niks doen nie. En 'n ou kom tel die boks op en die arend gly uit en hy hop daar rond. En hulle probeer alles, hulle jaag hom, hulle maak hom skrik, hy wil net nie vlieg nie. Totdat daar 'n ander witkruisarend in die lug kom sweef het en hom geroep het. En toe hy die roeping hoor,
Toe kyk hy op en hy sê, ek moet nie op die vloer rondpik nie, ek hoort daarbo. Ek hoort op 'n buitengewone lewe. Ek is nie geroep om hier op wurms te vreet nie, ek is iets anders, ek is nuut gemaak, en hy slaan sy vlerke bymekaar en daar styg hy op en hy gaan vlieg saam met daai arend. Jy sien? Die Here sê, ek roep jou vandag. Daar's iets in jou gees, daar's iets wat jy konstant hoor, daar's 'n aantrekking om iets in te funksioneer. In my geval is dit om die evangelie van genade te kommunikeer so hard en so sterk as wat ek kan. Vir jou is dit miskien om 'n nuwe mediese uitvinding te laat doen. Vir jou is dit miskien om 'n besigheid te begin. Vir jou is dit miskien om wat ook al dit mag wees. Jy het 'n roeping wat jou konstant roep om dit wat in die hemel 'n realiteit is, op aarde 'n realiteit te maak. Dit wat die Here perfek geskape het en in sy roeping is, te kom doen. Jy sien, dit is om op die aanloopbaan te gaan staan en te sê, Here, ek kies nou om met alles in my vorentoe te gaan. In hierdie roeping wat jy my roep. En dan gebeur daar 'n wonderlike ding. Ek glo dat jy sal met my wees in hierdie roeping. Jy sien, daai geloof is die krag wat jou vorentoe stoot met alles in jou. En dis baie keer daunting, wat jy weet nie. Gaan hierdie werk of gaan hierdie nie werk nie? Kan ek vir jou sê, ek was presies daar met Kaleio Kerk. Toe die Here my roep, het ek nie geweet of dit gaan werk nie. Maar ek het gesê, Here, ek het geloof dat dit is waantoe U my roep. Ek het my vlerke uitgestoot en ek het so hard as moontlik met alles in my het ek vorentoe gegaan. En weet jy wat beleef ek in daai oomblik? Die woordjie lift. Wat is lift? Lift is wanneer jy in geloof uitstap in jou roeping in en doen wat die Here jou geroep het om te doen. En hoe vinniger en hoe harder jy beweeg in daai rigting in, hoe meer beleef jy hoe die Heilige Gees teen jou druk. Hoor mooi wat ek daardeur bedoel. Jy sien, om vorentoe te gaan net op jou eie, lyk op 'n oomblik soos niks nie. Maar jy, soos wat jy vorentoe gaan, as 'n vliegtuig, beleef hy lug druk onder jou vlerke. Dis die wind, dis die lug vloei. Hoe mooi is dit dat die Heilige Gees homself uitdruk as 'n wind, 'n krag, 'n onsigbare krag wat in jou werk en teen jou werk. En hoe vinniger jy in jou roeping in geloof in funksioneer, hoe meer beleef jy sy getrouheid. Hy sal jou nooit los nie. Hy's met jou en jy kan jouself opdruk teen sy getrouheid. Wat bedoel ek daarby? Hoor wat sê hierdie mooi skrifvers. Toe ek hierdie lees, toe besef ek net, dis waantoe die Here ons roep. Hebreërs 13. Ek wil hê jy moet hierdie raak sien. In ons Afrikaanse taal het ons baie keer hierdie dubbel negatiewes in ons sinne. Wanneer ons sê, moenie dit doen nie. Maar die Griekse taal het baie keer waar hy somme 5 negatiewes op een sin neersit. En dit gebeur hierso, en dit is nie negatief, jy moet nie nou negatief hoor nie, hoor hoe mooi speel hierdie in ons guns in. Hoor wat sê in die Engels, Hebreërs 13 vers 5 in die Engels, hy sê, for he God himself has said, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. Hoor mooi, I will not in any degree leave you helpless, nor forsake you, nor let you down, or relax my hold on you, assuredly not. Soos wat jy in geloof vorentoe in jou roeping beleef jy hoe die Heilige Gees onder jou inkom. Hy sal jou nie los nie, hy sal voorsien in elke liewe ding vorentoe en dan bereik jy wat hulle noem die tipping point. Lift, waar die krag onder jou vlerke, die druk onder jou vlerke groter is as die druk bo jou vlerke en jy styg op. Bo by omstandighede, bo dit wat jou terughou, bo dit wat die leuns wat jou ondergehou het jou hele lewe lank. Jy sien, die Here roep jou om nou in jou roeping te funksioneer. So ek wil vir my dogtertjie sê, ons kan dalk fisies nie uit ons eie vlieg nie, maar as geestelike seuns van God kan ons begin vlieg, as ons hom vertrou, as ons in geloof vorentoe beweeg, in dit waarna hy ons roep, om ophou te fokus op die dinge van die sonde, maar in ons roeping begin funksioneer, dan styg ons uit. Bo dit
wat ons teruggehou het, die krag van die sonde in die dood. As ons besig is met die dinge van die gees, het ons nie tyd om besig te wees met die dinge van die sonde en die dood nie. Kaleo, ek wil jou bedien. Jy sien, die evangelie van genade is nie daar om jou apaties en onaktief te kry nie. Die evangelie van genade is daar om jou vry te maak, sodat jy met alles in jou, met al jou krag, met die krag van die gees wat in jou werk, ten volle vorentoe te gaan, om in jou ware roeping te funksioneer. Dit maak jou meer aktief, maar nou nie meer om die Here net tevrede te stel nie. Jesus het klaar die Here tevrede gestel, nou dat jy jou storie kan ontdek, dat jy bo jou omstandighede funksioneer. En dis my hart vir jou, dis my droom vir jou, is dat jy nie net 'n gewone lewe sal leef nie, maar dat jy 'n buitengewone lewe sal leef. Jy is nie geroep om soos 'n hoender op die vloer te pik nie. Die Here roep jou nou 'n aanloopbaan toe vandag. Jou hele lewe lank roep hy jou deur jou gawes en jou talente en jou manier, dit wat hy in jou geplaas het, roep hy jou vandag en sê, kom, ek het jou. Jy is nog heeltyd bang, godsdiens hou jou terug, verwerping hou jou terug, seer hou jou terug, die wet hou jou terug, sonde hou jou terug. Ek wil jou sê, kom vertrou my, kom, ek sal jou opstoot, ek sal teen jou werk, en hoe meer jy my vertrou, soos wat jy op spoed kom, sal ek jou in jou roeping instoot. En dis my gebed vir jou, dat jy ver bo jou omstandighede, dit wat jy nooit gedink het jy kan wees nie, dit wat jy nooit gedink het 'n realiteit in jou lewe kan wees nie, 'n realiteit word. Jy hoef nie vasgevang te wees in jou finansiële situasie, jy hoef nie vasgevang te wees in die leuns wat jy jou self tel nie, jy hoef nie vasgevang te wees in die goed wat jou so terughou nie. Daar's net een stem wat jou vandag roep, en dis die stem van die Heilige Gees wat sê, ek het jou. En miskien sê, ja Leon, ek het al probeer, dis moeilik. Ja, kan jy dink om daai groot vliegtuig, daai tonne, net aan die beweeg te kry, hoeveel krag dit vat. Maar jy het 'n voordeel. Soos wat 'n vliegtuig 'n voordeel het om engines te hê, wat wind uitstoot, wat lugvloei uitstoot, het jy die krag van die Heilige Gees saam met jou, wat sê ek sal jou nooit verlaat nie. Ek hoop deur hierdie boodskap maak ek iets in jou hart oop. 'n Vuur wat in jou hart aansteek, 'n geloof wat opnuut opstaan wat sê, ek gaan dit doen. Ek gaan vorentoe beweeg. Ek gaan uitstyg. Ek gaan nie net 'n gewone lewe leef nie, ek gaan 'n buitengewone lewe leef. Dankie Here daarvoor. En Here, so ek kom bedien elke persoon wat nou hierna kyk. Here, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Niemand. Here, kom praat vandag. Here, kom maak weer duidelik vandag. Here, kom gee rigting in dit wat U wil hê ons moet in funksioneer. Here, kom motiveer. Here, kom bring nuwe krag, Here. Want die is seuns en dogters van God wat in hulle roeping moet funksioneer, sodat dit wat in die hemel 'n realiteit is, op aarde 'n realiteit kan word. Dankie Here daarvoor. Ek bid dit in Jesus se heilige naam en almal sê, amen. Het ek al gesê ek is lief vir jou? Ek is so lief vir jou. Mag jy 'n lewe leef hierdie week, nie soos 'n hoenderpik op die grond nie, maar soos daai arend uitstyg, begin vlieg bo jou omstandighede. Lief vir jou.